have been faithful. Here, dankie dat U getrou is. Dankie dat ons U getrouheid kan besing. Dis vir ons so lekker, dankie Jesus. Here, openbaar U getrouheid net weer vanaand aan ons deur die woord. Ons eer U, Here. Amen. François, waar's François? Thanks, ek het dit geniet. Dankie julle span, dit was nou lekker om saam met julle te worship. Ek wil julle hierdie ding vertel. Baie jare terug, ons het nou gepraat van your goodness is running after me. So 'n paar jaar terug, 'n hele paar jaar terug, as ek nou mooi daaroor dink. Ons het in Delmas gebly. Ek het 'n lewende woord Delmas gemeente gehad, 22 jaar daar gebly. En op 'n stadium, ek het so 'n mooi tuin gehad. Kobie, jy sal onthou my grasperk met my rose. Ek hou van tuin maak. En op 'n stadium, my skoonma het my leer tuin maak. So ek het so in my tuin geloop met my hande so, ek hou daarvan om so met die Here te gesels. Loop ek so in my tuin, praat ek so met die Here. Nou kyk ek van dis seker ek. Nou praat ek met die Here. Nou is ek besig met my hande so agter my rug. Nou gesels ek, kyk deur my tuin, ek sien alles. En op 'n stadium kyk ek so agter my. Toe ek so agter my kyk, toe loop daar 3 dogtertjies agter my met hulle hande ook so agter hulle rug. Presies so agter my aan. En toe ek so omkyk, my 3 dogters is baie naby aan mekaar, 17 maande en 15 maande, so agter mekaar. So ek het 3 dogters in 3 jaar gehad. Delmas is baie stil. So ek het my dogters is my absolute vreugde, my beste vriendinne, dis absoluut lekker om hulle in my lewe te hê, maar hulle is nou al, die oudste een is nou 30, is ek nou reg? Ja, so, hulle is nou klein, hulle is ek al roppypies. Toe ek so omkyk en hulle loop so agter my aan met hulle hande so agter my rug, toe besef ek, hulle doen wat ons doen, hulle doen nie wat ons sê nie. En ek skrik 'n bietjie, en ek besef, hulle loop agter ons aan. Hulle loop letterlik en figuurlik agter ons aan. Hein? Sit sy. Sy loop agter jou aan. Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg. Maar dit kan jou laat skrik ook. Jy het 'n lewe wat jy moet leef en heilig en reg moet leef voor die Here. Want daar's mense wat agter jou aanloop. Ek het die voorreg om te besef, Paulus skryf, ek dink is in 2 Timoteus 2, ek het nou nie voorberei vir dit nie, maar hy skryf op 'n stadium, Timoteus, dra hierdie nuus wat ek gekry het, oor aan wat ek gekry het en aan jou oorgedra het, aan betroubare mense, wat dit weer aan betroubare mense oordra. So, Paulus, Timoteus, leiers, wat opgewek word om leiers te wees, 4 geslagte. So dit lyk soos Oupa Wim Grobler, hy was mos ook Wim, wat was hy? Wim en Lawrence, klein Willems, 4 geslagte. En dan kom nog, Here, mag ons hulle in U weë bly groot maak. Mag ons die rigting bepaal. Mag ons van die Here bly praat met my woorde, met my lewe, met alles, sodat as ek omkyk, loop hulle agter my aan. Loop hulle soos wat ek loop. Hoopelik loop hulle soos wat ek sê ook, maar hulle gaan loop soos wat ek loop. So ek het die voorreg om met julle oor disippelskap te praat. En Neville is midde in 'n reeks oor disippelskap met julle, en hy gesels met julle oor disippelskap, en hy het so 'n bietjie gesels saam en vir julle gesê, in die eerste plek is disippelskap, gaan dit daaroor om die woord te gehoorsaam as jy 'n goeie disipel is. Dis dood eenvoudig. As jy 'n disipel van die Here is hierdie ons handleiding. Ek het vanoggend daaroor gepraat. Hierdie is die prentjie wat jy in geloof volg. Dis die handleiding, dis jou absolute prioriteit. Jy rig jou lewe volgens hierdie woord en jy gehoorsaam die woord. Jy's 'n disipel van die woord in hoofletters Jesus Christus. Hy openbaar homself deur hierdie woord en daarom word ek en jy disipels daarvan. Die volgende ding wat hy julle geleer het is dat
daar nie noodwendig Christene was in die begin nie, maar daar was disippels van die weg, disippels van Jesus. Christene was eintlik 'n skeldnaam. Christene was om ons sleg te sê. En toe embrace ons dit, toe vat ons dit. Maar eintlik is ons bo Christen wees, disippels van die Here. En toe het hy 'n bietjie daaroor gepraat dat die grootste ding, Jesus het gesê, hieraan sal julle geken word, as julle mekaar lief hê. Julle liefde sal julle identiteit in 'n liefdelose wêreld vorm, of julle eintlik disippels is of nie. As julle disippels wil wees, as julle vir die wêreld daar buite wil wys, julle is disippels, hê net liefde. Liefde vir 'n verlore wêreld, liefde vir mekaar, en uit julle liefde uit sal die mense sien, hulle is die disippels van die een wat homself liefde noem. Hulle is sy volgelinge, hulle loop agter hom aan. En ek wil vandag met jou praat, en saam met jou praat oor hierdie ding van, dis goed, ons moet hierdie woord volg, ons is disippels van die liefde, maar as ons disippels is, en hierdie woord begin volg, is een van die praktiese goed, wat ons vanoggend vir mekaar, Jakobus het gesê, wys my jou geloof uit jou dade uit. En as jou geloof nie uit jou dade gewys kan word, is jou geloof eintlik dood, Jakobus 2 vers 17. En wat ek vandag met jou oor wil gesels is, hierdie geloofsstap, hierdie geloofwandel saam met die Here, hierdie gehoorsaamheid wat jy doen, het tot gevolg dat jy disippels maak. Die natuurlike ding, disippels maak disippels. Lang terug doen ek so 'n kursus oor sending en dit het my lewe verander. Ek is mal daaroor, die middelpunt van die Bybel, by the way. As jy wil weet waar is die middelpunt van die Bybel, is dit Genesis 12 vers 1 tot 3. Abraham, ek sal jou seën sodat jy 'n seën kan wees tot die nasies. En toe ek daai ding klik, van ons is eintlik 'n seën tot die nasies, ons moet disippels oprig om hulle te kan seën, om hulle by ewige lewe uit te bring. Wat 'n groter seën kan jy vir iemand gee, as om hom by Jesus Christus uit te bring, by ewige lewe. En ek klik, hoorie, dis my lewensdoel. En die Here begin met my oor kerk praat, ek's mal oor kerk, ek dink kerk is die Here se antwoord, ek love wat ek doen, dink pastoor wees is die lekkerste job in die hele wêreld. Nico, hoor jy wat ek sê? Dis die lekkerste job in die hele wêreld. Ek sê altyd, Nico, weet nie hoekom betaal hulle my 'n salaris vir hierdie nie, is te lekker. Maar moenie vir hulle sê nie. So, nou dink ek oor kerk, en ek dink, Here, kerk is die plan. Kerk is die plan A, daar is nie 'n plan B of C nie. Hy gaan nie engele stuur om vir die wêreld te vertel van wie Jesus Christus is nie. Hy kies kerk. Hy kies die dinamika van kerk. En terwyl die Here met my praat, lees ek hierdie ding oor, wat is die ware vrug van 'n appelboom? Wat is die vrug van 'n appelboom? Appels. Die ware vrug van 'n appelboom is eintlik nog appelbome wat kan appels dra, wat nog appelbome kan veroorsaak, wat nog appels kan dra, wat nog appelbome, dis die ware vrug van 'n appelboom. Dis nie appels nie. Die ware vrug van kerk, dink ek, is nie net Christene nie. Dis disipelmakers. Dis eintlik nog kerke, nê? Hopelik, ek hoop om 'n kerk te hê wat nog kerke plant. Ek bid altyd, Here, kan nie uit ons kerk uit nog kerke plant. Ek bid dit vir Lewende Woord Bloemfontein, dat uit hierdie kerk nog kerke geplant sal word. Hoor mooi, ons hou van appels met appelbome, met appels aan, dis mooi. Maar mag daar nog appelbome voortkom, mag daar nog kerke ontstaan uit hierdie kerk uit. En blaai gou saam met my na Matteus 4. Matteus, ek dink ek het dit hier op, Matteus 4 vers 19, so mooi. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak.
ek haal so baie keer hierdie skrif aan by mense. Ouens kom by my en dan sê hulle, pastoor, sal jy my asseblief mentor? Kan ek 'n pad saam met jou stap? Dan sê ek, dis reg, maar jy moet 'n beginsel verstaan uit Matteus 4 vers 19 uit. Volg my en ek sal jou vissers van mense maak. Dis nie, hoor jy, ek gaan so 'n bietjie 'n uur saam met jou tyd spandeer, ek gaan by jou uithang, ek gaan vir jou kom kuier, ek gaan by jou huisbesoek doen, ons het mos hierdie ding van die pastoor moet kom huisbesoek doen. Kom doen daai ou nie by my huisbesoek nie. Nee, dis eintlik nie wat die skrif sê nie. Ek sien, by the way, ek sien nêrens in die skrif huisbesoek nie. So, dit kom uit ons Afrikaner agtergrond uit, nie die Bybel uit nie. Ek gee nie om, dis vir my lekker om by mense te kuier. Ek kuier baie lekker die naweek by julle. Dis 'n goeie huisbesoek. Maar daar's iets anders te daarin wat jy moet klik. Disippelskap is, ek los my boot, Petrus, ek los my besigheid, my klein besigheid, my visserman besigheid, ek los dit en ek volg die een wat my 'n nuwe tipe manier van 'n visserman gaan maak. Maar dan moet ek los en volg. Los en volg. As iemand gementor wil word, dan sê ek altyd, wat moet jy los om my te kan volg? Sodat ek jou vas kan maak aan Jesus Christus. Maar dit gaan jou iets kos. Het gaan kos dat jy iets los. En terwyl ek oor hierdie skrif dink, sit ek en ek dink en ek sê, hoe kan ek dit in 'n ander manier sê? En ek wil dit so sê. Kom in verhouding om mense te help om die Here te vertrou en te kan volg. My vertaling van Matteus 4 vers 19, en hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Wat sê Jesus? Kom, los, kom in verhouding met mense, ek gaan julle aan mense vasmaak, ek gaan julle vissers van mense maak. Ek wil julle leer hoe om mense te help. Ek wil julle leer hoe om Jesus Christus te vertrou, hy wat die Here is, en dan op die ou ende hom te kan volg, en ander te kan leer hoe om hom te volg. So kan ek so 'n bietjie daarby stil staan en net sê, in die eerste plek gaan als oor verhoudings. 'n Hele paar jaar terug sit ek in 'n vergadering en ons kinderkerk vroutjie sit daar en sy sê, sy preek 'n preek in 3 woorde vir my, wat ek in my hele lewe nooit sal vergeet nie. As jy nou aan die slaap wil raak nadat ek hierdie 3 woorde gesê het, kan jy aan die slaap raak, jy hoef na niks verder te luister nie. Hoor hierdie preek. Alles in die lewe gaan oor verhoudings, verhoudings, verhoudings. En toe sy dit sê, toe tref dit my hier in my hart. Dit is eintlik die bottom line van alles. Het gaan oor verhoudings. Disippelskap gaan jy nie kan doen as jy nie verhoudings het nie. Die Here se hele evangelie, sy hele goeie nuus, sy hele Immanuel, God het mens geword en op aarde onder ons kom woon, verhouding. Hy het met ons verhouding kom aanknoop. Hy het verhouding gehad, hy was lief, hy het 'n ma en 'n pa en boeties en sissies gehad, ons is nou besig met daai musiekblyspel wat ons gaan opvoer, en om net te klik, hoor hy het konflik gehad, sy boeties was vir hom kwaad, gaan lees die Bybel, sy boeties was vir hom kwaad, sy boeties het gedink hy's 'n bietjie koekoes, en hulle het hom kom haal en gesê, hoor jy, ons beter jou help, ons moet jou stilletjies huis toe vat en jou saggies by die huis gaan toemaak, want jy's nie lekker nie. En toe sê hy, nee, wag, ek gaan nie uitkom nie. Hierdie mense wat hier sit, dis my ma en my broers. Kan jy hulle dink hoe kwaad was hulle vir hom toe? So ons voer dit so 'n bietjie op, ons praat daaroor, ons praat oor die konflik tussen hom en Jakobus, tussen die spanning in sy ma, hy het sissies gehad. Imagine Jesus se sissies, wat hulle moes deurgaan. Ek dink net altyd, as jy 'n ou boet soos Jesus gehad het, kry volpunte vir alles, doen niks verkeerd nie, hy kry glad nie pak nie, jy kry sommer sy pak ook. Ek dink dit moes nogal taamlik intimiderend gewees het. Maar weet jy wat? Terwyl ek dit doen, terwyl ons hierdie opvoering besig is om te doen, en ons skryf hierdie ding, en
Ek het die voorreg gehad, my dogter skryf dit, ek gaan sit saam met haar in Kaapstad in 'n koffieshop, nou lees sy vir my die hele skrip deur, maar ek chunk so, nê. Nou wil ek nie hê die mense in die koffieshop moet sien ek chunk so nie, nou vee ek af, nou draai ek my rug na die res van die mense toe, en hoe meer ons deur die ding lees, hoe meer tref hierdie hele musiekblyspel my in die hart, van die Here was 'n verhoudingsmens, hy was lief vir mense, hy was lief vir sy ma, hy was lief vir sy pa, hy was lief vir sy broers en susters, hy was lief vir die mense, hy was lief vir die fariseërs, wat hy wit gepluisterde grafte genoem het. Hy was 'n verhouding mens, vir my en jou. Ons kan nie mense se lewens impakteer as ons hulle nie lief het nie. Luister, ons word disippels genoem en ons identiteit lê in die feit dat ons lief is vir mense. Hê mense lief. Kom aan 'n punt waar jy besef, luister, dalk is my verhoudingsskills nie so lekker nie. Dalk het ek nie verhouding met hierdie groep mense nie, of dalk hou ek nie so baie van daai ouderdom groep mense nie. Kom oor dit. Die Here was lief vir ou mense, vir jong mense. Hy was lief vir kinders, hy het kinders op sy skoot getel. Lang terug, voordat ek getroud was en kinders gehad het, het ek ongemaklik geraak met kinders. En toe openbaar die Here dit aan my. Luister, die Here het kinders op sy skoot getel en was passionately lief vir kinders. Hê kinders lief, ongeag. Ek het 'n tannie wat in my gemeente die kinderkerk in Delmas gelei het. En as ek so gepreek het en die kinders raak so remoerig, dan raak ek so skoon so ongemaklik en weet ek nie wat om te doen nie. En toe tannie Elsabie begin bid vir my, dat ek sal kinders hê, nie meer senuweeagtig sal wees as die kinders hulle lawaai maak nie. Toe terg ek haar een keer, toe sê ek nou 3 kinders in 3 jaar, hou nou op bid, Elsabie. So, daar's iets van verhouding. Ek het nou verhouding met kinders. Ek hou van babietjies, ek hou van kleuters, ek hou van laerskoolkinders. Tieners is nog steeds 'n uitdaging vir my, maar ek like hulle is cool. Ek hou daarvan om met die jong mense te doen te kry. Ek hou van by ons kerk noem hulle die ouer mense 50 plus. Ek het gevoel hulle moet eerder 60 plus of 70 plus wees, maar hulle noem hulle 50 plus. So 'n bietjie ongemaklik vir my, so 'n bietjie naby aan my, so maar ek is mal oor hulle. Ek sien hulle passie, ek sien hulle liefde vir die Here. Daar's verhouding met mense. Jy het nie die luxury om te kan sê ek hou nie van vrouens nie. Ek hou nie van mans nie. Ek hou nie van jong mense nie, ek hou nie van ou mense nie, ek hou nie van swart mense nie, ek hou nie van daai tipe, ek hou nie van arm mense nie, ek hou nie van ryk mense nie. You haven't got the luxury. Jesus het gekom om te sterf vir almal. Hy het gekom om jou 'n disipelmaker van almal te maak. Knoop verhouding aan met enige iemand, oral. Sê Here, verhoudings besef ek is belangrik, en dis belangrik vir u, ek gaan in verhoudings ingaan. Johannes 13 vers 34 tot 35, het julle Johannes 13? Skus, ek weet nie watter skrifte het julle, watter nie, want ek het al intussen tyd skrifte bygesit. Ek lees gou vir jou Johannes 13, 34, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis hoe almal sal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Verhoudings, dis my vertaling van hierdie skrif. Ouens, hê verhoudings met mense, koester jou verhoudings. Een van die belangrikste skrifte vir my in my lewe is 2 Korintiërs 5 vers 18, ek het jou geroep tot 'n bediening van versoening. Wanneer jy in verhouding met mense staan en hulle het iets teen jou, soek versoening. Jaag vrede na, sê die skrif. So, my vertaling van Matteus 4 vers 19, kom in 'n verhouding om mense te help. Ek wil julle gou hierdie gedeelte lees. Een van my gunsteling gedeeltes in Matteus. Hier aan die einde van die Here se lewe. Is 'n klomp goed besig om te gebeur. Sy kop is op die laaste aand saam met die disippels. Hy gaan begin om
sy lewe die disippels voor te berei. Hy gaan nou gearresteer word, sy kruisiging gaan gebeur, nou gebeur hierdie in die lig van al hierdie. Matteus 20 vers 20. Toe het die moeder van die seuns van Zebedeus, hy het hulle die seuns van donder genoem. Ek het agtergekom, die Here het van byname gehou. Petrus, jy's 'n klip. Seuns van Zebedeus, seuns van donder. Verstaan jy? Hy het altyd sulke byname gegee, want eintlik spreek hy in die ouens se lewens in. En ek dink, wat ek hou van Jesus is, hy het humor gehad. Hy kon 'n grap maak. Jy moet die humor in die skrif begin raak lees en agterkom, die Here het 'n fyn sin vir humor gehad. Nou sê, toe het hy, die moeder van die seuns van Zebedeus, dit is 'n tannie van hom, by the way, na hom toe gekom en sy het gekniel om hom iets te vra en hy het vir haar gevra, wat wil jy dan hê? En sy antwoord hom, beveel dat in u koninkryk, hierdie twee seuns van my, een aan die regterhand en een aan die linkerhand sal sit, en Jesus het geantwoord, julle besef nie wat julle vra nie. Hoorie, jy weet nie wat jy vra nie, en dan 'n hele gesprek oor, hulle kan nie die beker drink nie, maar die een gaan aan my linkerkant sit en die een aan my regterkant, hulle gaan my volg, hulle gaan my dienaars wees, en die interessante is, Jakobus, die een seun van Zebedeus, en Johannes, daai twee broers, die een het eerste gesterf van die 12 disippels, en die ander een het heel laaste gesterf van die 12 disippels. Die een het 'n jaar geleef, en die ander een het omtrent 90 jaar geleef. So net 'n interessante ding, en ek wonder altyd of dit daarna verwys. Ek gaan so 'n bietjie aan oor hoe vies die vers 24, toe die 10 hiervan te hore kom, was hulle verontwaardig oor die twee broers. Weet jy hoekom? Hoekom het ons die eerste Jan gedink nie? Hoekom het julle ons voorgespring? Ons moes gevra het of kan ons ook eerste minister en tweede minister wees in die koninkryk. En maar Jesus het hulle nader geroep en gesê, julle weet dat die heersers van die nasies oor julle baas speel en die maghebbers oor julle gesag uitoefen. So mag dit nie by julle wees nie. Maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so het die seun van die mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee. Weet jy wat kom ek agter? In die kerk van die Here mis ons hierdie nog steeds konstant. Elke nou en dan wil ons apostel so en so, profeet so en so, wil ons so 'n bietjie, ek is die pastoor, ek is die ouderling wat hier voor sit, ek het 'n spesiale plekkie. Ek is die ou wat daarom gesien is. Weet jy wie's ek? Elke nou en dan in die kerk, dan wil ons so 'n bietjie baas speel. Wil ons so 'n bietjie wys, rang trek. 'n bietjie wys hoe belangrik ek is, want dis in ons natuurlike sondige natuur en ons trek dit in die kerk ook in. En die Here sê, dis nie hoe die kerk, dis nie hoe dit in my koninkryk werk nie, dis nie die prentjie wat ek vir jou voorhou nie, dis nie hoe jy veronderstel is om my te volg nie. As jy my wil volg, wees die minste. Paulus, interessant genoeg, ek dink ek het dit nogal hier neergeskryf, ergens 1 Korintiërs, ek moet dit net gou kry, 1 Korintiërs 4:1, nee, so mooi. Lees dit vanoggend, 1 Korintiërs 4:1, hy gebruik 'n woord hier, 1 Korintiërs 4:1 sê, so moet mense ons beskou, as diensknegte van Christus, en as bedienaars van die verborgenhede van God. Daai diensknegte is 'n interessante woord. Gewoonlik gebruik hy die Griekse woord doulos, slaaf. Maar dis nie die woord wat hy gebruik nie. Hy gebruik die woord hyperitas. En dis 'n galley slave. Dis die ouens wat onder in die bote gesit en roei het. Paulus is besig om te sê, hey, julle is besig om te sê, hierdie ou is belangriker as hierdie ou, hoorie, ons is volgelinge van Apollos, dis die hele boek van 1 Korintiërs. Hulle het allerhande, hoorie, ons is van hierdie groepie, maar ons is beter as daai groepie.
Dan sê Paulus, hou op nagmaal gebruik en vir die ander een weg te eet en julle drink al die wyn op en dan is julle klomp dronk en dan daai nog die wyn gehad vir nagmaal nie. Dis letterlik wat in daai kerk gebeur het. Sê Paulus, stop dit. Ons is almal eintlik so slawe wat onder in 'n boot roei. Jy roei net saam met ander slawe in ritme. Jy's net een van die ouens op een van daai lang, het julle al daai flieks gesien waar daai ouens so onder in daai bote sit en roei? As jy op 'n roei en die ou langs jou hou op roei en die ou langs hom hou op roei en dan gaan staan die skip. Maar as jy moet jou deel doen. Nee, jy's net een van 'n klomp slawe onder in 'n skip. En dis die woord wat hy hier gebruik. Ek en jy is nie so fancy nie. Ons is hier om iets groters as onsself te dien, die koninkryk van die Here. Jy's net 'n stukkie wat saam inpas. 'n Dienskneg in 'n groter koninkryk. En daarom moet ons nie baas speel nie. Daarom moet ons nie te veel van onsself dink nie. Daarom is eintlik ons as disipelmakers se werk is om die res van die mense om ons te kom bedien. Ouens, dis hoekom dit vir my 'n no-brainer is. As jy in die kerk is, behoort jy 'n vrywilliger ergens te wees. Ek wil julle so deurkyk. Van julle is vandag vir die eerste keer hier. Word betrokke by 'n kerk en word 'n vrywilliger in die kerk. Gooi boots en al, alles in die kerk. En as jy hier sit en jy's nog nie ergens deel van 'n koffiespan, 'n kinderkerkgroep, 'n selgroep, klankmanne daar agter. Ja, hulle wil altyd hê, hoor jy, onthou ons. Multimedia span, worship team, whatever. As jy nog nie deel is van dit nie. Jy's 'n dienaar in die koninkryk van die Here. Wys jy dien. Kom skink koffie. Leer om 'n barista te wees. Net nou toe Nico sê van die baristas, toe dink ek, lei julle die baristas verniet op. Kan ek kom daar van Pretoria af? Ouens, dis 'n geleentheid wat jou dalk later in die lewe 'n job kan laat losslaan ergens as 'n barista. Jy kry verniet die geleentheid in die kerk. Moet dit nie mis nie. By the way, moet vir niemand sê nie, maar kom. Moenie dom wees nie. Hier's 'n geleentheid. Maar kan jy sien, jy moet ergens dien in die kerk. Help mekaar, wees daar vir mekaar. So kom in verhouding om mense te help, want deur mense te help, wys jou lewe, onthou jy daai beeld wat ek vir jou gee van hoe stap jy en hoe stap my dogtertjies al agter my aan? Ek het so 'n vriend gehad uit 'n groot gemeente, nou nog in Mamelodi, Titus Sitolle, en Titus het altyd by my kom preek toe ek skool gegee het in Mamelodi. En dan kom Titus met sy 2 seentjies, hulle moet nou al seker ook, hulle is ouer as my kinders, so, maar dan kom hy met sy 2 seentjies aan. Dan vra ek, wat is hulle name? Sy Goodness and Mercy. So ek, dis interessant. Dan sê ja, Psalm 23 says, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Hy het net gesê, ek gaan dit letterlik vat, goodness and mercy, they will follow me all the days of my life. Ek loved it. Ouens, kom op 'n punt waar jy mense leer, wys wat dit is om op die Here te vertrou. Jou hele lewe moet wys, ek glo in hom, ek vertrou hom. As ek hom kan volg, kan jy wat agter my aanloop, hom ook volg. Maar dan moet jy hom volg. Dan moet jy die geloof hê om jou oop om te hou. Jy hoef nie die hele tyd om te kyk nie. Ek weet nie die van julle wat fiets ry. Ek het op 'n stadium lekker fiets gery en as jy 'n ou se slipstream vang, kyk hy nie die hele tyd om of jy te sien of jy daar is nie. Jy moet in sy slipstream sit. Jy hoef nie die ou in jou slipstream op te pas nie. Hy moet jou volg. Hy moet op jou wiel sit. Hy moet agter jou aanry. En dis die ding. Kyk jy vorentoe, kyk jy vir die Here, hou jou oë gefokus op die toekoms in 'n geloofspad besig met die Here. En weet daar's mense wat in jou slipstream, in jou geestelike slipstream is en saam met jou leer hoe om die Here te vertrou en in geloof te stap. Dis jou werk. En dan die volgende ding is, jy volg
en gehoorsaam, heiligmaking, daai prentjie wat ek julle vanoggend gewys het, maar eintlik volg ons ook met die wete in ons agterkop, ek volg sodat ek mense kan leer hoe om te volg. Toe ek my kinders grootmaak, my 3 disippels, as ons oor disippelskap praat, glo ek die Here gee jou 'n toetsloopie. Hy gee jou kinders. En toe ek my eerste 3 disippels grootmaak, my naaste 3 disippels aan my nog steeds, Dot en my dogters, ek sê altyd vir my gemeente, my eerste gemeentelede is Dot en dan my 3 dogters. Hulle is my eerste disippels. Toe ek hulle grootmaak, toe het ek konstant vir hulle gesê, luister, julle moet die Here dien. Op 'n stadium sit ek en ek stoei met die Here oor 'n ding en ek sê, Here, wat is die ultimate bottom line? Ek hou daarvan om goed te boil down toe. Wat is die bottom line? Wat is die basiese? Wat is die eintlike oorspronklike ding? Ek het so 'n ding wat ek my gemeente leer oor sodat gebede. As jy enigiets vir die Here vra, om die motief van jou hart, Hebreërs 4 vers 12, die motief van jou hart agter te kom, bid sodat nadat jy enigiets gebid het. Wat jy ook al vir die Here wil vra, as jy dit klaar vir die Here gevra het, sê sodat. En as jy eerlik sodat begin antwoord, kom jy agter, wag so 'n bietjie. Die motief is sodat ek beter lyk, of sodat ek gemakliker kan wees, of sodat my lewe beter kan vloei, of sodat my huwelik lekkerder kan werk, of sodat ek daai nice huis kan kry. Maar eintlik behoort die sodat aan die agterkant van ons gebede eintlik te wees, sodat U verheerlik kan word. Dit wat jy op die oomblik in jou hart vir die Here vra, as jy net stop gou en sê, sodat. As dit is, sodat U verheerlik kan word, dan is dit die regte gebed. Dan gaan die Here dit beantwoord. As dit nie is nie, as dit so 'n bietjie uit selfsug, gemak, whatever jou klein afgooitjie is, dan gaan dit nie noodwendig beantwoord word nie. Die Here sê, julle bid, maar julle kry nie, want julle vra met die verkeerde motiewe, nê? So ek hou daarvan om goed so te boil down, en wat is die essence, wat is die bottom line, en ek begin met die Here praat oor die bottom line van, ek maak 3 dogters groot, waarvoor maak ek hulle groot, wat bid ek eintlik op die heel bottom line, bid ek dat hulle moet slim wees, bid ek dat hulle moet ryk wees, bid ek dat hulle moet mooi wees, bid ek dat hulle moet whatever, en die Here sê, bid dat hulle my sal lief hê met hulle hele hart. Ek sê, Here, ek sal dit doen. Dis die ultimate. Is dat my disippels die Here sal lief hê met hulle hele hart. En ek sê, okay Here, ek moet dit nou bid. En ek klik, dan moet ek dit leef ook. Ek moet die Here lief hê met my hele hart, want hulle loop agter my aan, daai 3 dogtertjies. En ek besef, dis waaroor dit gaan. As ek hom volg, gaan hulle my volg. Ouens, jy's 'n volgeling, jy's 'n disipel van Jesus, wat ander mense volg, dan moet die hele tyd, en ek bid dit, ek seën dit oor jou uit, dat die Heilige Gees die hele tyd so in jou agterkop sê, die kollegas by my werk, volg my, want hulle sien, ek is die een wat die lig volg. Dat jou kliënte sien, hier's iets anderste, en dat hulle Jesus sal volg, omdat jy Jesus volg. Dat jou familie, jou kinders, jou kleinkinders, Jesus sal volg, omdat jy Jesus volg. Maar ek bid dat daar die hele tyd in jou agterkop sal wees, Here, ek het U lief, ek volg U, maar iemand volg my, hulle loop agter my aan. Ek bid dat jy dit altyd sal onthou. Jy is 'n volgeling wat gevolg word. En dan, bo alles, ons fokus, ons teiken, die een wat ons volg, die een waarop ons oë hou is Jesus Christus. Hy is die een. In Johannes 1 vers 5 noem hy hom die lig wat die duisternis verdryf. Dis die een wat ek en jy volg. As ek en jy die lig, die liefde in oog het,
dan verdwyn die duisternis. As mense ons volg, stap hulle in sy lig uit, in duisternis van depressie, duisternis van mismoedigheid, duisternis van 'n doellose lewe, sal gaan, as jy hierdie ou 'n disipel van die lig maak. Dis jou werk. Maar dink hoe lekker is dit. Ons gee hoop. Ons bring mense by die doel in hulle lewe uit. My vrou se lekkerste ding in haar lewe is om skepingsdoel aan te bied. Sy bied die kursus skepingsdoel aan. En wanneer Dot hierdie ding aanbied, is haar passie om mense te leer hoe om die stem van die Here te hoor. Want min mense weet hoe om die stem van die Here te hoor. En elke gelowige behoort by 'n punt uit te kom hoe om die stem van die Here self te hoor en te kan onderskei. Maar kan jy dink, wanneer jy die stem van die Here begin hoor en hy begin met jou praat, hoeveel duisternis in jou lewe, hoeveel leuns in jou lewe word uitgeskakel. En dit is so belangrik dat ons daarby uitkom. Ek wil afsluit en vir julle sê, ouens, jou passie is aansteeklik. En hoor mooi, jy moet hier begin, dis die fondasie, dis wat Neville jou gewys het. Hierdie is die fondasie waarop jy jou disippelskap moet bou, en op die fondasie van die waarheid, leef dit liefde uit. Ek dink so terwyl ek voorberei aan Bob Goff se boek, Love Does. As julle nog nie Love Does gelees het nie, skryf dit neer, kry dit ergens. Love Does, sy opvolg is Everybody Always, nee, Everybody Always, dink ek is sy opvolg. Julle, hy's 'n prokureur wat sy kantore in Disneyland op 'n eiland het. Net om jou 'n idee te gee. Hy het sangomas laat in hegtenis neem omdat hulle in Uganda, omdat hulle kinders mutilate, en dan het hy van daai kinders gehelp. Fenominale storie. Wêreldleiers gaan kuier by hom. Hy's 'n fenominale ou. Hy gee vir mense ballonne net om te sê ek's lief vir jou. Lees die boek, dis 'n incredible boek. Maar hê baie tissues. Dis 'n ongelooflike boek. Love Does. Maar dis wat ek vir jou wil sê. Die woord is die fondasie, die waarheid is waarop ons moet bou. Die liefde van die Here is eintlik wat alles grip in ons, maar die liefde moet in aksie kom. Dit moet iets doen. Love does. En dan wanneer ons begin liefde doen, Jakobus, dis waaroor die hele boek van Jakobus gaan, die boetie van Jesus, beskryf hoe liefde in uitwerking kom, dan maak ek en jy disippels. Dan is ons passievol om te sê, ek wil nog mense en nog mense vasmaak aan Jesus Christus. Maar jy moet passievol raak oor hierdie waarheid en sy liefde wat in jou hart brand. Volg hom en weet, as jy hom genuine volg en agter hom aanhardloop, vorm jy 'n slipstream. Daar's iemand wat agter jou aanloop. Dan gaan mense wees wat wil sê, ek wil ook die Here dien soos wat jy die Here dien. Here, dankie dat ons net kan kom besef. Here, disippelskap gaan oor iets wat hier binne in ons brand, 'n passie, 'n vuur wat in ons brand van liefde wat ons vir U het. En Here, as dit begin gebeur, kan ons nie help dat daar mense gaan wees wat agter ons aanloop nie. Here, mag ons dit die heeltyd besef. Ek wil nie kom bid vanaand dat mense gaan probeer om ander mense agter hulle te laat aanloop nie. As hulle U dien, as hulle liefde uitleef, as love does, dan gaan daar mense agter hulle aanloop, of hulle dit nou wil hê of nie. Hulle gaan disippels hê, wat U volg, deur agter hulle aan te loop. Here, my begeerte dat vanaand, elkeen van hulle hier in die agterkop sal weet dat hulle weet, daar's kinders, daar's kleinkinders, daar's kliënte, daar's pasiënte, daar's mense in my kollegas, skoolkinders, familie, vriende, wat agter my aanloop. En daarom, Here, het ek 'n plig om heilig voor U te lewe, passievol na U te kyk en my lewe
aan U toegewyd te leef. Here, kom sit daai gedagte in elkeen se agterkop se gedagtes die hele tyd, as hulle weet, daar's iemand wat agter hulle aanloop, omdat hulle passievol agter U aanloop. Here, mag ek hulle vanaand kom seën, met die wete, dat U liefde, die dryfveer binne in ons is, omdat U ons eerste lief gehad het ons U passievol lief, Vader. Mag die genade van Jesus Christus by elkeen kom bly, en mag elkeen die genade ervaar van Jesus Christus, om ons gewete skoon te maak voor U, en te kan sê, jy is goed genoeg om 'n disipelmaker te wees, want my genade is vir jou genoeg. Volg my. My genade sal ander in ewigheid inbring, in die lig inbring, omdat jy agter my aanloop. Mag daai genade oor elkeen 'n vaste wete wees, en mag die Heilige Gees, Here, ons dring en lei om passievol disipelmakers te wees, nie net gewone Christene nie net volgelinge van 'n kerk, of van 'n persoon, of van 'n dogma nie. Here, ons wil nie mense of kerk of iets volg nie, ons wil U volg, die lig, die liefde. Here, ons wil mense in hierdie lig passievol inlei. Dankie Jesus. Amen.